kykers, ons is baie bly dat u weer eens vandag ingeskakel is, om saam met ons te kyk na die dinamiese program met die titel Dinamies. En dis 'n program waar ons onderhoude voer met dinamiese, interessante mense oor hulle dinamiese loopbane en hoe die Here hulle gebruik het. Ons saai uit hier op die stasie Home by Stefy vanuit die Kaap en ons baie bly om vandag te verwelkom twee mense hierso. Eerstens verwelkom ons hierso vir Heinrich Viljoen. Baie welkom hierso. Dankie. En Heinrich se vrou. Baie welkom. Ons is bly jy is hierso. Cornies. Nou ja, jy weet, toe ek jonk was, het ek gesien daarso dat wanneer die ouer mense met die jonger mense praat, dan begin hulle deur te sê nou maar, vertel my wie is jou pa en ma, om nou te plaas waar hulle nou is daar. Nou ek gaan nou begin deur jou te vra, wie is jou pa en ma? So my pa en ma is Dani en Heila Viljoen. My ma is nooiens van Oberhauser. En die geskiedenis wat ek so min of meer weet, is ek weet my ma was hier op Helderberg College gewees. So sy het hier so 'n paar jaar onderrig gehad, voordat sy toe dan deur toe is. En my pa was meer daar in die, soos wat ek dit nou ken, die Gauteng wêreld gewees, en dis waar hulle twee mekaar toe ontmoet het. En ja, langs vir die kort, ek is daar in Pretoria gebore, maar ek het saam met hulle reg oor Suid-Afrika gereis met werk. Soos jou ma was Heila Oberhauser, en sy het hier in die Kaap studeer. Sy het hier in die Kaap studeer, ja. Ja, en sy het 'n handelskursus gevolg. Ek verstaan dat dit was 'n handelskursus meer in besigheid in gewees. Want wat gebeur het twee jaar nadat sy hier begin studeer het oom Bram Oberhauser. Ja. Het toe haar vir haar gesê, daar is 'n pos oop in Dandie. En toe het sy daar so in Dandie weer gaan werk. En van daar af het sy rondbeweeg en verskeie funksies gedien binne in handelsbedryf, maar ek weet dit was ook in die literatuur evangelisasie. En daar was sy betrokke gewees. Want my vrou was die handelsonderwyseres hier gewees en sy het dan vir jou ma Heila Oberhauser, is 'n baie bekende naam daarie, klas gegee. Ja, soos, nou ja, ek onthou jou ma nog goed, sy was altyd baie vriendelik en baie behulpsaam altyd gewees, dikwels 'n glimlag en behulpsaam. Altyd. Ja. Daai glimlag was altyd daar gewees. Ja, altyd vriendelik en geglimlag. Ek onthou haar nog. My wêreld, 'n klein wêreld. Jy sien, daarom moet jy altyd uitvra, wie is jou pa en ma? En dan vind jy uit die perspektief daarso so. Nou, Cornies, wie is jou pa en ma? My pa se naam is Kuno Otto Rotscher en my ma is Wanda, haar nooiens van is Mokke, maar sy is nou, omdat sy met my pa getrou is, ook Rotscher. Nou spel mens Rotscher. R-O-T-T-C-H-E-R met 'n omlaut op die O. Die omlaut, soos dan seker 'n Duitse van. Ja, baie Duits. Het jou ouers nog Duits gepraat? My pa praat Duits, maar my ma het my pa gesmeek om dat ons Duits kon leer praat, en my pa het geweier dat ons leer Duits praat. Haai, dit was nie baie mooi van hom nie. Wel, ek dink nou dat hy ouer is hy spyt hy dit nooit vir ons geleer nie, want nou kan hy nie met ons Duits praat nie. Ja, my ouers was ook, my pa se kant was direk Duits gewees, my pa kan nog goed Duits praat, en sy ouers was ook Duits, fieker, klink bietjie Engels, maar is eintlik 'n Duitse van, as baie fiekers oor see in Duitsland, en my pa het voor die Tweede Wêreldoorlog het hy nog daar in Duitsland gaan toer daarso, en toe teruggekom. Maar my ma was Afrikaans, sy's 'n Rousseau, sy was van die Frans Hugenote. Soos ons het nou nie Duits geleer nie, en ek was nooit eintlik taalkundig aangelei nie, so ek het maar wiskunde vakke geneem, nie taal geneem nie. Ja. Maar is baie handig om 'n Duits of 'n ekstra taal te hê daar. Ja. Ja, my wêreld. Nou vertel my van jou, waar het jy groot geword, wat het jy gedoen en hoe het jy so beland? Wel, ek het groot geword in Klerksdorp, dis wat ons die langste gebly het, ons het 'n plot daar gehad, en dit was in my groot word jare, hier so 5, 6 kan ek onthou,
dan sou ek my pa genaap het wanneer hy preek. Dan staan ek daar buite ons, ek onthou nog, was by een huis met die wijnkie en by een van die predikante se huis, en ek staan daar buite, maar ek preek rond uit die bos uit. En dis daar wat hulle vir my gesê het, jy het 'n talent wat jy net moet ontwikkel. Maar nooit eintlik gedink dit gaan verder ontwikkel nie, maar so het ek in my kinderjare het ek myself gesien as iemand wat met klank gaan werk en meer 'n evangelist gaan wees. En dit was in die voor 2000s wat daar 'n trok was wat rondbeweeg het, waar daar openbaring en Daniel seminar gedoen was. En dit het nog eens my aandag getrek en ek het daardeur gevoel, maar dis wat ek wil doen. Ek wil graag die evangelie versprei en ek wil media gebruik om dit te doen. En so groot geword, geleenthede het dit self geskep, maar in 2002, dis een wat ek die beste onthou, was ek vir die heel eerste keer na Dundee toe vir die jeugfees, wat elke 2 jaar op daai stadium gehou was. Dis nou by Abundant Life. Dis nou by Abundant Life, ja. Ja, ons het al die opnames gemaak van Abundant Life. Is nogal 'n baie interessante organisasie daarin. En al hulle uitreike en jeugkamp, hulle doen 'n groot bedieningsevangelisasiewerk onder die jeug. En dis eintlik by daai jeugkamp waar my liefde vir klank toe gegroei het, want ek kom toe daar en leraar Arnold Niehoff, wat die klank daai tyd behartig het, was so daar gewees, en ek kom by hom en ek sê, leraar, ek wil baie graag uithelp. En hulle sit my toe agter hierdie groot stekmasjien van hom, so groot swart boks, en my werk was gewees om die tapes dan in te sit, en dan moes ek die preke opneem. En dan moes ek kyk, en dan moes ek die opneemknopie druk, en dan hou jy daar die naald dop, van die klank moet dit net tot op 'n sekere plek gaan, as hy te veel gaan, dan distort hy, en dan moet ek die tape dophou, want as hy ophou, dan moet ek die volgende begin druk, so dat ons al die klankbane kan hê. En ek dink dis hoe ons begin het. Vandag soos met tegnologie, druk 'n ding op 'n rekenaar, en maar dit is van daar wat my liefde toe gegroei het om klank te doen, en einde van daai jeugfees se vraag om, ek wil meer betrokke wees, en toe gee hy vir my die hempie, en hy sê, jy kan hierdie bedieningshemp aantrek met die voorwaarde, oral waar ek is, waar daar klank gedoen word, moet jy betrokke wees. En ek sê vir hom, ja, ek dink ek gaan maar net elke jeugfees wees. Min wetende, die jaar daarna sit ons by Hartenbos, en daar is hy toe ook betrokke met die klank. En so het ek toe begin om te leer om klank te doen. Die persoon wat daar tyd by hom was, het my geleer waarna om te luister, wat om te doen, hoe om stemme te identifiseer. En dit was vir my die beste leerskool wat daar sekerlik kon wees. En dis hoe dinge toe nou begin deurwerk het, en elke jaar iets niets bygeleer. Later het dit oorgaan na videobediening toe, meer geleer oor dit in die mediabediening in. En vandag kan ek sê, dis as gevolg van om op 'n jong ouderdom betrokke te wees in daardie tipe van werk, wat ek daardie ondervinding kon opdoen en vandag nog steeds kan gebruik. Ja, is interessant, jy weet, ek het nooit besef, klank is so 'n kernaspek nie. Ek dink toe ek jonger was daar nie so baie klank gewees nie. Mense is maar hard skree en praat. Maar deesdae, as jy nie goed kan hoor nie, dan beteken die hele aanbieding niks. En as jy nou in 'n saal of 'n tent of wat ook al is daar, en daar's nie goeie klank nie, ek sien altyd die mense wat jy nou die goedjies so stoot en sit daar so, en feitlik elke kerk het deesdae ook 'n klankstelsel, dat die mense mooi kan hoor daarso, en dit maak 'n groot verskil, veral vir ouer mense wat nie mooi kan hoor nie, dit maak 'n hele verskil of jy die boodskap kan hoor of nie. Soos ja, ek het nou 'n hele nuwe waardering vir klankmense, en ek weet julle goed kos geweldig duur, en om julle te huur kos ook duur, en as jy nie al julle huur en 'n klomp geld betaal nie, dan val alles plat, want die mense kan nie hoor nie, dan help dit nou nie, soos jy is nou ons is nou tussen die boom en die bas van, ons moet klankmense hê, ensovoorts, en wie kry jy en wat, soos dit is 'n baie groot bediening daar, wat jy doen. Dit is, maar is nie daar waar klank gebruik word nie, ons sit hier en daar's klank hier ook nodig, en selfs dit wat hier in is wat help om daai klank deur te bring, want as jy na 'n video gaan sit en luister, en dit klink asof, jy sien die ou se gesig hier, maar die klank klink asof hy duur is, dan gaan jy later aan het afsit, want jy staan nie meer belang nie. En dis kom dit nodig is om seker te maak dat die klank reg is, want dis wat die persoon hoor, is hoe hy inneem, en hoe hy die boodskap ervaar wat deurkom.
En ja, ek dink nou daaraan, vir die 2000s, het was stemme gewees, was ou borde gewees, maar selfs op Darwin, waar ek groot geword het, met kampvergaderings, het ek my altyd gesê, ek wil baie graag eendag daai auditorium se klank gaan doen. My wêreld. Want jy besef hoe belangrik dit is om daai klank deur te bring. Die persoon wat heel agter in die saal sit, gaan nie hoor wat die persoon hoor wat heel voor sit nie. Ja. En jy het iemand nodig om daardie klank deur te dra tot die persoon wat heel agter sit, dat hy self die boodskap kan hoor. Ja. En dit klink asof hy heel voor sit en luister. En dit is die belangrikheid van klank. En dis kom ons klankpersone nodig het en hulle selfs op te lei in die kerk. Ja. Sodat hulle daai werk kan aanhou doen, want deur dit te doen, sonder om dit te besef, is jy eintlik besig met 'n bediening. Ja. Jy is besig om iemand te bedien, sodat hulle die boodskap kan hoor waar hulle is. En dat hulle ook voel hulle is deel van wat plaasvind. Absoluut. Nou om terug te kom na julle twee, hier so, julle is nou al twee in 'n paar bedieninge, in 'n klankbediening, in 'n radiobediening ensovoorts, en die mense stel altyd belang in die mense self. Nou wil ek by julle hoor, waar het julle tweekies mekaar ontmoet? En waar het julle begin oogies maak, en waar het jy haar die eerste keer begin raak sien, en wou sy nie, was sy hardkoppig, wil sy ook jou raak gesien? Jy weet, baie keer dan wil die meisies nie eintlik, hulle kyk maar aan die kant, door daar, nee, wat, maar later dan begin sy, maar hy is nie so erg, nie so sleg, nogal nie. Hoe het julle tweekies mekaar nou raak geloop? In 2015 het ek haar die heel eerste keer gesien, ook by die jeugfees daar op Dundee. Maar toe was dit nie sy wat haarself beskerm nie, sy het 'n vriendin daar gehad wat haar beskerm het, dat niemand naby haar kon uitkom, geen seun kon naby haar uitkom nie. En ek het haar vir die eerste keer gesien, en nou die dag kyk ons na foto's terug van daai tyd, en my sussie stuur vir my sê, ek sien jy tot daai tyd het jy haar afgeneem, ek sê, maar daai tyd het sy nog nie eens geweet, daar kan so iets wees nie. Die tydse meisies, hardkoppige meisies, Ja, hulle kan maar hardkoppig wees. En toe in 2017 of 18 gewees. 2018. 2018. Jy sien sou nou die datums, jy vergeet. Ja, nee. Die belangrikheid is, sy is nou myne, so ek hoef nie meer alles te onthou nie. Want 2018 het ons 'n gesondheidsexpo gehad in Zanien, Ja. en omdat ek ook in die, met die rekenaar te doen is, het hulle my by die rekenaartafel gesit. Ja. En daar het hulle toe gereël dat sy daar moet kom sit, sodat sy nou 'n bietjie meer ondervinding kan optel van hoe die hele stelsel werk. En ek begin met haar te gesels. Dis die ondervinding met die stelsel, die ondervinding met jou nie. Ja, met die stelsel. Sy moet die stelsel bietjie beter leer ken. Maar toe gebeur dit nou so, dat ek en sy begin te gesels, en ek vra haar toe vir haar, wat is haar toekomsplan, en sy sê, nee, sy het 'n boyfriend, noemlik toe sê dit vir my, sê sy van, ag weet jy wat, ek gaan nie eens my tyd moords nie. Ja, Daar is die stelsel, leer jou dit, ek gaan aanbeweeg, en los jou, jy kom maar met die boyfriend aan. Dit is baie mooi van jou nie, as jy oog het, dan moet jy gaan veg daarvoor. Ja, maar daai Is toch so, jy daai stadium is onnodig trauma ek gaan nou nie. En toe was daar saamtrek gewees, ek het haar weer gesien, en toe in 2019 het my sussie by Hyperpulse gaan werk by Be-Free. Ja. En met die wat sy toe nou daar gaan werk, vind ons so uit, hulle het elke nou en dan het hulle 'n afnaweek. En sy bel my pa toe en sê, sy wil 'n vriendin saambring. En my pa bel my en sê, is dit okay? En eerste ding wat ek vra is, wie is dit? En my pa sê, nee, dis seker maar iemand wat daar is. Ek sê, okay, geen om nie. Solank daar net 'n vriendin is, ek bly vir haar apart. Laat hulle maar kom. Pla jy nou ergens gesê, baie dankie asseblief, jy weet. Ja, maar op daai stadium, ek oefen, my aandag is op my werk en my oefeninge wat ek doen, want ek was sterk in die kamp. Ja. So, myne was gewees, ek kom by die huis, trek my skoene aan na werk, en dan is ek na die gym toe, dan ek of gaan swem, of gaan hardloop, of ek het bietjie gaan fietsry, Ja, so ek was meer daar gewees. Altyd, 'n mooi meisie is 'n vierde kamp, jy moet nie net by die 3 kamp hou, jy moet net uitbly. Wel, die vierde kamp het daai naweek gebeur, want ek kom daar aan, en ons het vir my sussie gevra, asseblief, hulle moet my bel wanneer hulle daar aankom, want die hek moet oopgemaak word met 'n remote. Ja. Kom daar aan, en die teenoorgestelde is gedoen, en ek is 'n bietjie ontstel oor wat gebeur het, en ek sê toe vir haar, sy moes dit nie doen nie, help gegoed tasse invat, en hier kom Cornies om die draai gestap, en ek sien haar, en ek is van, dis jy.
Dis die meisie wat klaar 'n boyfriend Dis die meisie wat klaar die boyfriend het, soos, dis jy. En jy sê so wat so dadelik nee. Vat toe hulle goed in die huis en trek my oefeningklere aan, daar's ek uit. En soos die naweek nou verby gaan, kom my sussie na my toe, sy sê vir my, Heinrich, ek moet net vir jou sê, die boyfriend is nie meer daar nie. Het jy daar doelbewus gaan sê? Ek is glad nie bewus van enige iets wat sy sussie gedoen het nie. Maar Wat ek weet, is die storie wat agterna kom. toe gebeur het, toe nou, hulle vertel ons, hulle die ding daar by Be Free op die naweke, wanneer hulle af is, en hulle gaan nie na huis toe nie, dan so hulle na spoor toe gaan, en dan net 'n lekker chippie gaan geneem. So, okay, julle is nou hier, so ons sal julle vat, en my sussie laat val dit vir haar, dat ek die 5de Junie verjaar, en dit was net so einde Mei gewees, wat julle daar was. Dit was naby aan jou verjaarsdag, maar nie op jou En verjaarsdag. daar sit Nou nie so te veel stryd, hoor, dis daai ding op die En daar sit ons in Spur en hulle reël dat die mense vir my moet kom sien. En ek sê, nee, dis nie vandag my verjaarsdag nie, ek gaan opstaan en loop en sy trek my vas. En ek daar moet sit. So die mense nou moet kom sien. sterk hand, né? So, van daar dink ek het iets al so begin broei. En ons kom toe terug by die huis en die wat my ken weet ek hou daarvan om so 'n bietjie te stir. En ek geniet dit om te stir. En kattekaart aan ek dog toe, okay, hierdie twee hulle nou lekker en hulle doen nou niks en ek begin hulle voete te kielie, net om die reaksie te sien. En sy gee vir my daar 'n woord van links na regs af. Ek vlieg op. En sy paas ook so, en nou? En daar het iets daar begin en voor daai naweek verby was, het ek toe besef, maar hier's iets wat kan werk. En ek reël toe, ek gaan deur na hulle toe by Be Free. Jy het my nou baie goeie tip gegee. Ek is nou 'n bietjie oud al, maar as ek nou jonk was, sou ek onthou dat ek met 'n meisie se voete gaan vryf en dit kan 'n deurbraak veroorsaak. Of wie weet, as jong manne wat luister, doen dit net reg, moet nie gaan Hou bly by die voete. ja, bly by die voete. Maar toe gebeur dit nou so, dat ek toe besluit, wel, ek wil elke tweede week, wil ek nou deurry en na gaan sien daar by Be Free, sodat ons nou mekaar beter kan leer ken. Ja. En middel van Junie, bel my pa my, sê vir my, Heinrich, jy het daar nog nie uitgevra nie. En ek sê van, wat, wie, hoe, ek verstaan nou nie lekker nie. Toe is dit my sussie wat weer in die agtergrond probeer werk, om seker te maak, ons twee kom nou uiteindelik by mekaar uit. En so hoor ek toe, sy het nodig om haar laaste eksamen te gaan skryf vir Nelspruit, en is dieselfde tyd wat ek moet deur uit Nelspruit toe vir 'n werksgeleentheid. En ek bel toe, ek sê, luister, jy is meer as welkom om saam met my deur te ry, dan hoef jy nie bekommerd te wees oor, ja, jy weet wat ek gaan doen, om daar te wees nie, en met die gaan tel ek haar op, en my sussie bel, Gestreef, trek op hom. my sussie bel my terwyl ons in die kar is, en sy vra, is Konies wakker? Ek sê, ja, maar nou moet ek die prentjie skep, my baas sit langs my, kollega sit hierdie kant en sy is reg agter my. En hy is doodstil die hele pad, en is my half abnormaal, maar okay, hy is een van daai wat rustig is as hy in die kar is. En hier bel my sussie, en die twee begin hier oor die foon, rou jou bout. Gently down the street. Mary. En hierdie ou hier langs my kry net skielik hierdie ding op sy gesig. En ek kyk so, ek sê, Derek, wat nou? Maar hy smile, maar die volgende oomblik begin hy te babbel. Maar hy praat die hond uit die bos uit tot ons in Nelspruit aankom. Gaan laai haar af. Na die ding tel ek haar weer op, maar in daardie tydperk vra ek nou ook om my meisie te wees, en sy sê ja, maar Nee, ek het nie ja gesê nie. Help hom reg asseblief. Kan seker. Ja, nee, laat hom suffer. Ja nee, sy my goed laat maak suffer. En met die ry ons nou terug, maar hy praat nog hond uit die bos uit terwyl ons ry, en uiteindelik stop ons daar waar hulle is, en ek laai af, en toe ons terugklim en ons ry, kyk hy my so, hy sê vir my, jy beter daai een hou, sy is 'n keeper. En ek sê vir hom, wel, dit is die plan. En ja, dit was daardie jaar Desember, het ons na ma toe gery in Jeffries, en ek het met haar ma gaan gesels, en seker gemaak, sy is okay daarmee, dat ek haar dogter, nou as my Jy het eers die ma gaan opcheck, die familie is gaan opcheck daarso. nie heeltemal nie, ek was klaar geweet, dit gaan gebeur, ons het seker gemaak, hulle weet wat gaan gebeur. Maar mens trou in 'n familie in, soos jy moet gaan
goeie vriende maak met die met familie. wie jy Ja. En ja, toe gebeur dit net so terwyl ons daar is, ons het verloof geword, dit was die plan. En ek praat toe met hom en ek sê vir haar wat die plan is op pad, as ons nou terug gaan Zanine toe en sy raans toe aan en sê, weet jy wat nee. En sy kyk my so reguit in die oë, sy sê, jy gaan met haar trou. Ek sê, natuurlijk gaan ek met haar trou. Ek sou nie 'n ring op haar vinger gesit het, as dit nou nie my plan was nie. En sy sê vir my, dit wat ons wil doen, selfs eerder voor, gaan trou in die hof, kry dit oor en verby, julle het die papiere, dat daar nie stories is wat rondhardloop nie, en dan kies julle net 'n datum en nou die seremonie. Ok, dis dalk 'n baie goeie idee, kom ons doen dit, min wetende. Sou ons die uitstel gevat het en sê het ons wag, en die datums wat ons gekies het, val toe in lockdown in. My wêreld. Ja. So, So die hele huwelik was amper gelock-out geweest. ja, so het is ons daar getrouwd 31ste van Desember, en nog nie weer teruggekyk nie. My wêreld. En dis toe die Here haar toe op my pad bring, maar alles wat gebeur het, manier hoe sy ondersteun het, selfs in my normale werk, Ja. was dit gewees asof die Here net vir my iemand daar gesit het, wat my kan help met wat ek deurmaak, en later ook sy deel gemaak het. Ja, nee, die bietjie wat ek van julle weet, lyk my julle 'n baie goeie span, julle werk baie mooi saam. Wat het jou beïndruk van hom aan die begin daarso so? Wel, die feit dat hy kort was vir sy sussie, maar hy het nie sy stem gelig nie, hy het hard gepraat, maar nie, Mooi gepraat. hy het nie gegil en geskree, soos wat Ja. party mense, as hulle kwaad is, Ja, doen nie. dis 'n belangrike ding daarin. En later, terwyl ons besig was om uit te gaan, het ek vir hom 'n preek gespeel deur Henry Wright, waar hy praat oor die rol van 'n man. En 'n gedeelte van die preek het hy gesê dat 'n man moet kan sê, daar's nog kort aan sy karakter. Hy moet kan nog aan sy karakter werk. 'n vrou skaaf 'n man. Ek is kyk hoe's ek's baie geskaafel, reg geskaafel, né? Ja. En omdat ek dit vir hom gespeel het, het hy ook gesê, maar dis reg, 'n man se karakter moet Ja, nog steeds aanhou groei, ja. maak nie saak hoe oud hy is nie. En toe hy dit sê, het is een, miskien nee, miskien is jy die regte ou vir my. Pragtig, wonderlik. Al wat ek het nou jou hierdie naweek die eerste keer ontmoet, en al wat ek van jou geweet het, is jy was betrokke by klank, en jy het ook 'n belangstelling gehad aan die tabernakel, dus die Bybelse tabernakel daarso, en ons het jou een keer amper probeer kry om te kom 'n lesing aanbied oor die tabernakel, maar dit het toen nooit uitgewerk nie. Nou vertel my 'n bietjie van jou belangstelling in die tabernakel en die Bybelse heiligdom daar. Soos wat ek vroeër genoem het, dit was daai trok wat deurbeweeg het deur Klerksdorp, met die oom wat nou kom praat het oor Daniël en Openbaring. Wat oom was dit? Louis Jordan. Louis Jordan, Ja. ek het hom ontmoet, ja, ek onthou sy trok, hy het baie uniek, né? Hy het nie 'n saal, of hy het nie 'n tent gehad, hy was Ja. nou modern geweest, toe ek groot was 'n tente geweest, hy het sommer 'n trok daar gedoen, die trok so, En hy was ingerig, hy maak oop, dit is 'n massiewe groot saal wat jy het, in die trok omgewing, daarmee het hy van plek tot plek beweeg, maar hy was in Klerksdorp hy gewees. was ook 'n evangelis eerder as 'n predikant, Yes. né? Nou, hy het my, dis waar my liefde begin bou het, ek het sien wat hy doen, en ek sê, ek wil graag daardie tipe van werk doen. Maar met het hy dan in Openbaring aangebied, en ek het 'n paar reeks daarna ook deurgewerk, en daar was baie vrae gewees oor die boek Openbaring self. En in 2010 het Freddie Kuif ons genader en gevra ons moet 'n hele videoreeks doen van sy reeks oor die heiligdomstelsel. En toe het hy gekom met al die ornamente, dit kom uitstal, sy lesings gedoen, maar soos wat hy dit gedoen het hy gedeeltes uit Openbaring en Daniël aangehaal, en ek het die liggie sien opkom vir myself, ek het baie gewonder oor daardie gedeelte, en skielik maak dit nou sin, wanneer jy die heiligdom saam met dit bestudeer. En dis so ek agterkom, die Bybelse taal is eintlik heiligdomtaal, want dis so God homself aan die volk kom openbaar het, dis so hy vir hulle verduidelik het, waaroor die verlossingsplan gaan. En soos wat ek deur dit
werk van 2010 af, het dit meer en meer vir my begin sin maak. En hoe meer ek studeer, hoe meer verstaan ek 'n groter deel van hoe die Bybel bymekaar gekom het. Een van die gedeeltes is Jesaja 6. Want ek het Jesaja 6 gelees en het praat van die altaar en die kool wat afgeneem was, en ek het altyd gedink, dis die brandofferaltaar. Maar met die studies wat ons toe nou doen en soos deurwerk, kom ek agter, maar hy het in die hemelse tabernakel ingegaan. En Openbaring verduidelik dit toe nou, en ek sê die twee bymekaar, en ek sê van nee. En Hebreërs ook, dis baie duidelik. Hebreërs God se is rol baie duidelik in die heiligdom, ja. Nou in die hemel op die oomblik. Maar spesifiek het dit gaan oor die wierookaltaar. Want toe besef ek, maar die kool was geneem van die was elke dag geneem van die brandofferaltaar af en dan gaan sit op die wierookaltaar, wat die uitbeelding gedoen het van die kool wat gesit is in die wierook wat opgegaan het. En ek kyk so deur die gedeelte en toe besef ek, maar wat eintlik hier gebeur is Jesaja sien wat in die hemel aangaan en hoe verlossingsplan werk. En die kool wat geneem word, kom van die wierookaltaar af en word op sy lippe gesit. En later het ek toe gelees dat die wierookaltaar stel Jesus se geregtigheid voor. En toe maak het sin, dit is Jesus se geregtigheid wat op Jesaja geplaas is, maar Jesaja het eers gekom, en hy sien dit alles, hy sê, wee my, ek is 'n sondige man. Nou hoekom sal hy dit gesê? Want hy het besef waaroor die verlossingsplan gaan. Ja. Hy het besef wie hy in die prentjie is, Here, ek kan nie eintlik hier wees nie. En so kom dit en daai kool word geneem en dit sê, en die engel raak sy lippe aan, en toe kom die stem, wie sal vir ons gaan? En nou is hy gereed om te gaan. En dit was my so mooi uitbeelding om dit raak te sien, maar om dit te sien in die heiligdomstelsel, en dit te verstaan, help het om 'n beter beeld te skep. So, ek het die voorreg gehad om vanaf 2013 af, die uitstallings te doen, en dan ook die seminare aan te bied. En die eerste kerk waar ek dit gedoen het ons nou onlangs met ons Kaap toer, het ek weer by die Parel Wesgemeente, het ek die preek daar gegee, maar dit was van waar af alles te begin het. Dit was die eerste kerk waar ek die uitstalling gedoen het. En die seminare. So dit was vir my lekker gewees om weer terug te kan kom en dit te kan onthou. Ja. Maar daar is soveel dinge wat deur die heiligdomstelsel makliker geword het om te verstaan. Soos, hoekom praat Openbaring van 7 pla, maar daar was 10 pla gewees in Egipte. In die heiligdomstelsel verduidelik ek dan hoe dit by mekaar kom. Daar is iets wat ons later oor kan gesels. Maar as ek nou vir iemand so lank raad kan gee, as jy meer wil weet, as jy die Bybel beter wil verstaan, gaan bestudeer die heiligdomstelsel in die boek van Exodus. Kyk hoe dit alles by mekaar kom. Gaan lees die boek van Hebreërs en voeg dit by mekaar. Dan gaan jy na die boek van Daniël en Openbaring toe. En dan sien jy hoe Daniël en Openbaring eintlik daardie beeld is van wat daar geskep is. En dan verstaan jy hoe alles by mekaar kom. En vir my is dit die mees ek raak meer opgewonde wanneer ek praat oor wat daar gebeur het. Want jy kan dinge verduidelik soos, wat gaan gebeur wanneer Jesus weer gaan kom? Wat verstaan ons rakende die pla wat gaan val? Wat doen Jesus nou by oomblik, jy weet? Dit, en al daardie goed is so mooi by mekaar, en dit kom as gevolg van net om die heiligdom te bestudeer. Ja, jy weet, deesdae vind ek meeste kerke en ongelukkig baie predikante, hulle preek so in die algemeen oor liefde en mooi stories en hulle hou jou gelukkig en hulle wil nie eens oor sonde preek baie keer nie, maar dinge soos die tabernakelstelsel waar die Here daar gestel met geweldige betekenis, dit word nie eintlik aangeraak nie, hulle bly daar nie. As jy daar begin studeer en jy sien hoe dit werk, en selfs die offerhandestelsel, ek lees nou die dag 'n brief aan die Koran daar, so waar die ou beswaar maak teen hierdie vreeslike offerhandes van die Ou Testament, wat so aaklik is, en ek sê toe, maar daardie persoon het geen begrip wat die betekenis is. Die offerhandestelsel het beteken, dit dui aan die Here wat ook sou sterf soos 'n lam vir ons, wat die mense kon ervaar en sien en dink, en hulle het dit verstaan. Maar deesdae verstaan dit nie meer nie, en die tabernakelstelsel net so, geweldige betekenis, en toe met Christus se dood, toe daardie gordyn middeldeurskeer van bo na onder. Hoekom?
Wat is die betekenis daarvan? Geweldige betekenis. Jy weet, soos dis 'n baie belangrike ding. Nou gee jy nog lesings, gaan mense jou nog uitnooi. Hulle kan aanbiedinge gee. nog steeds uitnooi. Ons het nou die hele ding onder die radiostasie ook ingesit. So dis 'n bediening van die radiostasie. En so kan kerk ons dan uitnooi en ons kom doen die uitstalling en ons doen die seminare ook. Het is nie altyd nodig om die uitstalling te hê nie, maar dis Visueel help dit jou. visueel help dit jou, want veral as jy deur die goed werk en jy wys hoe dit is, dan help dit om, ek het nog nooit daaraan so gedink nie. Presies. Want dis wat daartoe help. So ja, dit is, ons kan nou nie alles deel van hoe dit gebeur het nie, maar vir die 8 jaar wat ek in korporatiewe wêreld was en vir die korporatiewe maatskappy moes gewerk het dit aan die einde gekom wat ek sê, Here, ek wil weer voltyds in bediening wees. Ek wil die evangelis wees. 'n meer betekenisvolle werk doen. Nou kan ek dit weer doen. Ek het nou die tyd op my hande om uit te kan gaan en hierdie boodskap met ander weer te kan deel. Nou het ons net agtergekom, jy kan dit nie meer in 'n week se tyd doen nie. Dan moet jy in die aande uitry. Mense wil nie meer in die aande uitry nie. So ons metode nou is om te sê, boek 2 naweke. En oor 2 naweke werk ons deur hierdie lesings en ons kyk hoe die heiligdom vir ons al hierdie dinge verduidelik. En as jy eers deur dit is en jy kyk na is van die terugvoer wat ons al ontvang het, was gewees, ek het 'n nuwe begrip vir hoe Bybelprofesie by mekaar moet kom. Maar nie net Bybelprofesie nie, wanneer ek dit verduidelik, sê ek wil nie soveel fokus dat die Bybelprofesie gaan nie. Ek wil fokus op wat dit eintlik was. En die hele tabernakelstelsel se doel was gewees om te sê, maak 'n hartsverandering. En dis die boodskap van die heiligdom. Jy moet 'n hartsverandering maak, want deur die hartsverandering berei jy jouself voor om Jesus eendag te ontmoet. Is eintlik die plan van saligheid wat tot 'n mate daarin uitkom, né? Nou ek wil net vir kykers noem daartoe hierdie tweeetjies met hulle 2 kindertjies. Hoe oud is julle kindertjies nou? My oudste is 5 en my jongste is 4. Soos nou speel jy nog lekker pop. Speel maar lekker pop, ek kan daarso. Maar hulle ry so 'n kar en hulle kar is so interessante tekens en plakate en dinge op. Ek gaan 'n foto laat hulle wys op die skerm. Ek het 'n foto geneem van jou kar. Ek hoop nie jy gee om die voor en agter aan die kante ensovoorts. En dit ek sien julle hemde ook daar is IWR 360 grade. Klank tot keuse. En ek verstaan, dit is nou 'n radiostasie, soos julle is nou altyd betrokke by 'n groot radiostasie bediening in Pretoria. Nou vertel my bietjie van hierdie radiostasie bediening waarby julle nou so betrokke is. Goed, so kom ons begin eers met die naam. AWR is in Engels meer bekend vir Adventist World Radio, in Afrikaans Adventiste Wêreld Radio. En dit is 'n bediening wat nou al meer as 50 jaar al aan die gang is. En Afrikaans het nou onlangs eens deel geword, is 'n affiliate, ek kan nie aan die Afrikaans, is verwant aan die groot radiostasie. So AWR 360, se doel is dat daar 'n radiostasie moet wees in elke taal wat die spoedige koms van Jesus verkondig. Maar dit bly nie net by die spoedige koms nie, dit het dieselfde boodskap as wat Johannes die Doper gegee het, wat hy die boodskap gee en dan kom sy boodskap, bekeer julle en laat julle doop. En dit is dieselfde doel waarna toe Adventiste Wêreld Radio werk. Die Engelse slogan as jy hom sien, sal sê broadcast to baptism. Ons het in Afrikaans na 'n beter een gesoek en toe dit opgekom en sê klank tot keuse. Dit kom na dieselfde doel toe. Jy moet 'n keuse maak vir die Here of teen hom. Jy moet 'n besluit maak. Ja, jy moet jou besluit maak en die besluit is baie belangrik om te maak. Want ons weet, soos dinge nou aangaan, wys dit vir ons beweeg na die einde toe. En die keuse moet gemaak word. Dis of jy gaan die Here dien, of jy gaan die wêreld. Jy is of vir my, of jy is teen my. So wat ons doen met die radiostasie, is ons bring dan hierdie boodskap uit, wat na mense toe gaan waar hulle is. Nou, baie sal vra, nou, hoekom doen ons radiobediening? Ons lewe in 'n digitale era wat jy op YouTube kan gaan en jy kan video's kyk en jy kan op sosiale media gaan en jy het TikTok en jy het Facebook en jy het, hoekom radio spesifiek?
Wel, radio is, jy het nog steeds 'n sekere gehoor wat jy moet bereik. En nie almal het toegang tot 'n skottel nie almal het toegang tot 'n vinnige internetdiens om na YouTube en na daardie goed te kyk nie. Maar die radio se uitsaai, veral op internet gebruik baie minder data wat moet deurkom, en hy connecteer vinniger op sekere toestelle. Apple, weet ons nou, wil nie dit meer so lekker doen nie, maar sodat ek al genoem het, Apple is vir die ouens wat wil betaal, en dat beteken as jy kan betaal, kan jy kan gaan vir iets beters. Maar jou Android toestelle is toestelle wat gemaak is wat vir die persoon baie vinnig na plek toe kan neem. En dis kom ons die radiostasie het, en hy's lae bandwidth soos wat dit sal noem, en jy kan, as jy internet toegang het, op die skakel gaan en jy luister na die radio. Nou ons is ongelukkig nie op FM nie, want ons het agtergekom, FM is 'n baie duur proses om deur te gaan, en daar's nie befondsing op hierdie oomblik om 'n FM radiostasie te begin nie, en jy moet al die lisensies betaal, en moet deur verskillende kanale werk, voordat jy eers uiteindelik op die lug kan kom. Waar internetradio 'n bietjie anders te werk. Jy het nie nodig om al daai lisensies te gaan betaal nie. Jy het 'n lisensie nodig net om jou musiek uit te speel, en jy klassifiseer hom as 'n internetradio. En dit wil dan sê, die persoon wat dan sit in die uitgebreide gebiede en baie lae internet ontvangs het op 'n Android toestel, kan na die radiostasie luister. Hy gaan in en hy gaan dalk nie meer as 5 tot 10 minute kan luister. Wat moet hy intik? Op waar moet hy intik? Op sy selfoon of wat? Ja, op sy selfoon. Op sy selfoon gaan hy net in 'n gewone internet browser in, en hy tik in awrafrikaans.org. AWR Afrikaans, een woord, .org. Ja. Dan gaan hy na die webtuiste toe gaan. So maak het oop. Hy maak oop, en as jy hom oop maak, dan gaan jy kyk, op die boonste menu gaan daar staan radio. Ja. Jy druk op radio, en daar luister jy. Daar begin hy speel. Jy druk net die play-knoppie. Ongelukkig, die internet ouens het so gemaak dat jy nie meer die klankbaan onmiddellik net outomaties kan laat maak speel nie. Die persoon wat ingaan daarna toe moet die play-knoppie druk. Maar die oomblik wat hy die play-knoppie druk, het hy toegang om na die radio te luister. En hierdie is 'n radiostasie wat 24 uur uitsaai. Ja, ons saai nou nie programme die hele 24 uur uit nie. En die aande is dit musiek wat speel, maar deur die dag van 6 uur die oggend tot omtrent so 8:30 die aand, is daar programme wat heel dag deur speel op die radiostasie. My wêreld, en hoe en waar kry jy al die programme? Dit was 'n geweldige werk. Dit is die grootste uitdaging wat ons het, want Afrikaanse programme is nie volop nie, en daarvoor praat ons met verskeie bediening, waarvan ons ook met Homebase gesels het, en vir Homebase gevra het as hulle van hulle programme beskikbaar kan stel, en die programme staan ons ook uit. Wat ek hier so maak, gossies en koerante, saai hulle ook gereeld daarop uit. Ja. En party van hierdie dinamiese opnames, soos wat ons nou met julle maak, saai hulle ook daarop. Ons saai dit ook uit. Dis is baie interessant. En die rede is, dit is stories wat vertel word. Ja. En soos wat, daar begin ons leer om te sê, mense hou van verhale, dit is hoekom ons dit doen. Jy wil luister na die persoon se verhaal, jy wil hoor waar hy deur gegaan, jy wil hoor wat is sy ervaring. En wat ons baie keer nie altyd besef nie, is dit is jou getuienis wat iemand anders kan help om 'n keuse te maak. Dis nie die goeie preek wat gegee word agter die preekstoel nie. Dit is nie 'n goeie Bybelstudie wat altyd lei daartoe om te sê, maar weet jy wat, ek wil dalk 'n verskil maak nie. En ek het weer agtergekom toe ek vir Patrick gaan ontmoet het nou onlangs. En dis sy verhaal wat 'n verandering maak. Nou wie en wat is Patrick? So Patrick het, toe ek begin het by die radiostasie, was daar 'n Facebook plasing wat uitgegaan het, deur om te sê, as jy enige gebedsversoek het, 'n Bybelstudie, of Bybelstudie versoek, of 'n Bybelvraag het, stuur dit na 'n WhatsApp nommer toe. En so het hy toe nou sy versoek na die WhatsApp nommer toe gestuur. Maar toe ons later met hom gesels en hom vra maar hoe dit gebeur, te sê, hy was op sy foon besig en hy het gesoek na radiostasies wat sy verhaal kan vertel.
En hy het 'n unieke verhaal van hoe hy 'n dwelmverslaafde was en met bendes betrokke geraak het en hoe die bende leier hom gestuur het om 'n leraar te gaan doodskiet. Ai, En hy stap in en net 'n manier hoe God dit kan bewerk, word daardie geweer gestop dat hy nie eens die snelheid kan trek. sjoe, En deur dit is sy lewe verander. Maar hy het toe besef wat aangaan en hoe hy ingetrek is. En toe sê maar hy wil met ander jong mense gaan werk om hulle te waarsku en hulle ook te help dat hulle nie betrokke raak in dit nie. ja. En Ja, in die Kaap hier so is die bendes 'n geweldige probleem. En so gaan hy toe nou en hy soek nou radiostasies met wie hy kan gesels. En elke radiostasie waarop hy kom, sê vir hom, of jammer, ons staan nie belang nie, of hulle kom net nie terug na hom toe nie. En so bid hy toe daai dag en sê, Here, ek wil 'n radiostasie kry wat na my storie sal luister. Wys my wat een, en hy is besig om deur Facebook te gaan, en hier kom AWR Afrikaans op. En hy kyk so, hy is van, ek wil meer weet, maak oop, kyk na die beskrywing, en hy sien wie dit is, en sê, nee, met hierdie mense wil ek niks te doen hê nie. En hy gaan weer op, en hier kom die bladsy weer op, en hy sê van, nee, ek wil nie met hierdie mense te doen hê nie, skrol aan. Hy sê, nadat hy gedink, sy vinger is nat, want hy kan net nie wegkom nie. En hy sê, Here, as hierdie die radiostasie is met wie ek my storie moet deel, moet hulle vandag nog my terug antwoord as ek die WhatsApp stuur. En hy stuur die WhatsApp, en daai aand, ek het net begin, ek het net die SIM-kaart ontvang, ek sit binne in my tablet in, en ek wil kyk wat het ingekom. En my foon, of die tablet se notifications gaan af, en uiteindelik, hier kom sy boodskap op, en ek sien dit, en iets sê vir my, antwoord hom nou. En al wat ek doen, is ek tik terug gesê, goeienaand Patrick, ek het jou boodskap ontvang, ek sou wil dat een van my omroepers môre met jou in aanraking kom. En ek sê onmiddellik vir Anina Wasserman, wat deel is van Adventiste Wêreld Radio, ek sê vir haar 'n boodskap, ek sê asseblief, kontak hierdie persoon. Hierdie persoon wil sy storie deel. Kom ons hoor wat ons kan doen. Sy bel my die volgende dag, sy sê, Heinrich, ek het met Patrick gesels, hy het 'n fantastiese storie, ek wil hê ons moet die atelier op hierdie dag en op daardie tyd moet ons omboek, en ons moet opneem. Nee, alles reg, ons doen dit. So sit ek toe nou, en ek het die oorfone op, ek hanteer die klank, sy is besig met die onderhoud, en sy vra vir hom, nou, hoe het jy by ons uitgekom? En hy vertel die storie. Maar toe sê hy iets interessants. 'n Jong man het my teruggeantwoord, en baie vriendelik ook. En ek verstaan dat hy die atelier bestuurder is, en onmiddellik sit ek en Anina daar, en ons weet van wie, nou praat, ek word ook opgewonde, want van jou. ek hoor wat gebeur, en ek sê, maar ek het net 'n WhatsApp gestuur, dit is al wat ek gedoen het, niks anderste nie. Ja. En hy sê, maar, dit was 'n antwoord op sy gebed, want hier kontak ons hom nou, en hy deel daai dag toe sy verhaal oor hoe die Here hom gered het uit die lewe wat hy gelewe het. Ja. En toe het ek nou die geleentheid gehad om hom toe nou onlangs te besoek, en om daar uit te vind wat 'n rol die radio gespeel het om hom te help, en hoe hy nou betrokke wil wees, en ook hoe ons betrokke kan raak om weer hom te help met sy bediening. En dit het my net weer gewys, dis wat radiobediening doen. Nie almal van ons gaan altyd uitkom by 'n persoon waar hy is nie. Maar op een of ander manier werk die Here om of 'n TV-stasie of 'n radiokanaal of iets by iemand uit te bring wat hom op daai oomblik soek. En daai kontak word gemaak, en dan sien ons hoe die Here besig is om te werk. Want ek sê, op my eie sou ek sou nooit Patrick ontmoet het nie. Ek sou nooit met hom gesels het nie. Maar dit wys my hoe God werk. Ek wil nog 'n storie vertel. Daar's 'n dame wat ook deur Facebook ingekom het, sy het die advertensie gesien van 'n songtrek wat gereël word in Pretoria. En leraar Ryan van Horsten was die spreker gewees daar. Ja. En sy sien dit toe nou, en sy begin te luister na die radiostasie, en ons het die advertensie ook in klankbaan gesit, en het deur die dag deurgespeel, om na die dag te adverteer, en te sê, dit gaan ook uitgesaai word. So sy luister daarna, en die Sabbat toe hierdie ding toe nou plaasvind, toe wou sy kom, maar dit begin te reën, en sy het nie 'n voertuig nie. En sy besluit, nee, dis die Here se teken, ek hoef nie te gaan nie. Maar sy besluit, sy sit die radio aan, en sy luister daardie oggend. Nou, kom ek jy 'n bietjie terug, agtergrond. Die maandagoggend van daai week, bel Chanel my, wat deel is van die radiostasie, sy is ons uitvoerende direkteur,
En sy sê vir my, Heinrich, ek kan nie hierdie week die lewende beloftes opname doen nie. Kan jy 2 van die oues kies wat ek al gemaak het, luister deur, kies net en sit op. En ek sê, ek het nie tyd om te luister nie, ek het dit al geredigeer, ek weet hulle is okay, so ek gaan net enige een van die 2 vat en net insit. Maar dan op 'n Sabbadoggend om 7 uur, saai ons al 2 wat in die week uitgesaai het, weer uit. En ek het vergeet wat die 2 ek gevat het. En ek vat maar net weer enige 2 en ek sit dit net in dat dit speel en ek dog okay, dis dit. Die vrou sit daai Sabbatmiddag daar in die kerk. En Chanel soek vir iemand om haar te help, want sy moet die mics opsit so sy die volgende program kan opneem. En hierdie vrou wys waar met haar, sy moet nader kom en sy sê, maar ek ken jou van nêrens af nie. Maar sy wys, jy moet kom en sy sit daar, sy sê, jy ken my nie, maar ek ken jou. As gevolg van radio. En kom ek vertel jou my storie. Ek wou vanoggend nie kom nie. Ek het die radio aangesit en jou belofte het uitgespeel oor die verhaal van Maria Magdalena. En ek het toe besef, ek moet vandag hier wees. En ek is nie spyt, ek het gekom om te kom luister. Ons sal nooit die vrou ontmoet het, as dit nie was, dat sy na radio toe gegaan het nie. En dis hoekom ek weet, dat God elke middele wat ons gebruik vir sy diens kan gebruik, om iemand wat opreg soekende is na hom, daarna toe te lei, en van daar af na ons te bring. Wat doen ons die radiostasie? Die doel van die radiostasie is om die 1-tot-1 kontak te bewerkstellig. So die persoon luister, klank, en dan maak hulle kontak met ons. Dis of stuur 'n gebedsversoeking, of vra Bybelvraag, versoek Bybelstudies, of vra om jou die naaste plaaslike kerk te besoek, en ons help die persoon om na die naaste plaaslike kerk in sy omgewing te gaan. En deur dit word die keuse gemaak. Want nou, as jy Bybelstudies deurwerk, dan gaan dit jou vra om 'n keuse te maak, om ware Bybelse beginsels uit te leef. Wat beteken, jy gaan agterkom dat daar sekere goed is wat mense verkondig, wat nie Bybels is nie. Soos byvoorbeeld, ek het die eendag ding opgesit en gesê, vandag is daar 'n program wat gaan fokus op die Antichrist. Wie is die Antichrist? Hoe werk die Antichrist? En die persoon kontak ons terug, nadat hy geluister het en sê, ek het dit nog nooit so verstaan nie. Ek was nog altyd onder die indruk, die Antichrist is iemand wat voor Jesus se tyd gekom het, en die ander een het gesê, dit kom later eers in, maar die manier hoe julle dit verduidelik het, maak sin. Ek wil meer weet, en so het ons hom toe nou gekry, het hy begin met Bybelstudies en met iemand saamwerk, om Bybelwaarhede te ontdek, soos wat dit in die Bybel uitgebeeld word, nie soos wat teologe daar sit en groot boeke skryf, en dis nie eintlik Bybels korrek nie. En dis waarna toe ons dan lei, is die radiostasie bring jou om Jesus beter te leer ken. En dis kom ek daarvan hou, selfs wanneer ek die heiligdom doen. Dit gaan oor 'n verhouding met Jesus self. Saulus het dit ontdek toe hy op pad was, later word hy Paulus. Dit het nie gekom as gevolg van iemand wat vir hom al die groot profeseë kom gee het nie. Hy het Jesus ontmoet. En deur om Jesus te ontmoet, glo ek, maak iemand dan hulle keuse vir hom. En dis, die stories wat ons al gehoor het, vertel ons, dit is wat gebeur. En dis kom ek so opgewonde is om deel te wees van hierdie bediening wat ons deur radio mense kan bereik waar hulle is. En die radio is 'n baie belangrike medium. Voorheen was hy baie meer op die voorgrond, maar hy bly nog steeds 'n nuusmark wat baie mense na luister, jy weet. En lyk my meer en meer begin luister na radio op die internet. Dis nou ook 'n bietjie 'n nuwe ding in. En jy het myself vertel, baie mense vat hulle selfoon en terwyl hulle aan die kar luister, en jy sê dit neem baie minder data, neem nie so baie data, Baie minder video's, al daai tipe dinge nie. Want dit is 'n lae frekwensie, ons saai uit op 128 megabytes, so vir iemand wat nou tegnies ingestel is, of baie vinnig weet, dit is baie laag. So beteken, jy gaan omtrent, ek nou die dag het seker nie 2 of 3 megabyte gebruik vir 'n halfuur program nie, waar as jy nou 'n YouTube video gaan uitspeel, gaan hy ten minste 20 tot 30 megabytes gebruik op 'n halfuur program. Ja. So is baie minder, Ja. maar jy kry meer vir dit. Nou, Dolf Smit, wat ons direkteur is,
Hy het vir my vertel, hy die 1 jaar kon hy dit nie betyds maak om kampvergadering by te woon nie. En omrede ons het uitgesaai het oor internet radio, kon hy onmiddellik inskakel en hy kon daarna luister vanaf hy begin ry het, tot hy uiteindelik by die kampus aangekom het. En ons het nou hierdie jaar die voorreg gehad, en Cornelis was daarmee betrokke, sy het vir ons die videoafdeling gedoen, so dat ons die video op YouTube kan sit, maar hoofsaaklik was dit weer radio-uitsending. En gewoonlik kan ons net 1 kampvergadering bywoon. Maar ons besluit, hierdie jaar wil ons dit omswaai, een van ons spanne gaan by Sedawen wees, en ek en sy, die tweede span, gaan hier by Hartenbos wees, en toe kon ons al 2 kampvergaderings uitsaai. Nou, nie alles was altyd lewendig uitsendings nie, ons het gesê Hartenbos gaan hierdie jaar bietjie meer geniet as wat Sedawen gewoonlik geniet, maar al 2 is uitgesaai en deur die hele naweek kon jy geluister het na al die aanbiedings by beide Sedawen en Hartenbos. En ons het gesien dat ons luistergetal het geklim met die 2 uitsendings wat gedoen was. En so kon jy aanbiedings geluister het, ek het 1 dame gekry wat teruggestuur het en gesê het, sy het soveel meer insig gekry met die 1 aanbieding wat gedoen was oor God en die natuur en hoe dit vir ons vertel van die eindtyd. En dit is net om na die natuur te kyk. So, dit wys ons dat deur middel van radio kon ons vir mense die boodskap bring. En nie almal van hulle kan onmiddellik op YouTube kom as gevolg van internet se gebruik nie, maar hulle kon deur internet radio luister. En ons het potgooi ook. So as jy nou geluister het en jou foon het skielik afgegaan en jy het 'n paar minute gemis of so, dan gaan jy terug potgooi toe en al die preke is daar te vind. En al ons programme wat uniek is aan Adventiste Wêreldradio Afrikaans, sit ons dan daarop. So, ons het verskeie programme wat nou al opgeneem is, verhale wat vertel is, seminarreekse wat gedoen is, wat daar gevind kan word, waarin jy kan gaan luister. Jy kan dit deel met jou vriende, deur om die deelknopje te druk, en jy kan dit op Facebook of op WhatsApp of so uitstuur. Jy wil net so aanstuur, so jy kan ook, soos die ander goeders, net dit so forward. Ja, jy forward hom net, en jy hoef hom nie eens af te laai nie, maar jy kan hom ook aflaai, en dan kan jy hom met WhatsApp weer aanstuur, want daar het ons gewerk om ook die data so laag as moontlik te hou, maar die kwaliteit so bes as moontlik, so dat jy kan aflaai, nog steeds die boodskap kan hoor, maar dit ook kan aanstuur na iemand toe en sê, hier is iets wat ek nou geluister het, en wauw, dit het my 'n nuwe betekenis gegee, of dit vir my iets beteken, ek wil jy moet daarna luister. En dis kom potgooi so goed werk, want jy kan teruggaan en gaan luister, dis kom YouTube daar is, en die programme is maklik om te vind, en dis sal toe mense gewoonlik teruggaan. Gaan haal dit daar af, en jy kan weer daarna kyk, en jy kan dit deel, en dis altyd beskikbaar. So, ja, net soos wat jou gewone TV, soos radio ook, as dit verby is dit oor en verby, maar nou is al potgooi, en as plek om terug te gaan, en weer daarna te kan luister. Ja, jy het my nou vanoggend iets geleer, jy weet, ek is baie lief vir radio, as ek ry, wil ek altyd radio luister, my vrou wil nie altyd, en moet sy wil stilte hê, maar ek wil altyd geraas en luister, en baie keer is interessant, maar partykeer is op Afrikaans radio, niks interessants nie, of dan gaan ek na Engels, nee, wat daar is nou net, niks is net politiek, dis partykeer interessant, maar dit word ook 'n bietjie intonig, en nou, waar gaan jy nou? So ek gaan nou ook baie meer op my selfoon, na julle radiostasie luister, veral dat jy sê, jy neem so min data, ek het nie geweet dat is so min data nie, ek gaan nou ook, as ek ry, inplug in julle AWR 360 radiostasie aan luister, en veral met die potgooi, al die vorige dinge, hou julle ons godsdienst en koerante program ook daar op potgooi? Nee, dit is nog nie uniek aan AWR Afrikaans ja, dit is nie wat julle invoer, is 'n buite ene. Ja, dit is 'n buite ene, maar die rede ook moes dan nie of te doen, is dit is op YouTube beskikbaar. Ja. So die persoon kan daar naartoe terug gaan en kan daar gaan luister. Ja. So, buite bedieninge wat ons inkry wat opsit, sit ons nie noodwendig op potgooi nie. Ja. Wat ek kan noem is, ons potgooi spasies op hierdie oomblik beperk. So ons kan net 'n sekere aantal goed opsit. Ons is nou besig om met maatskappy te gesels om te sien wat hulle kan doen om ons te help om die spasie te vergroot.
Want as ons die spasie kan vergroot, kan ons begin om met ander bedieninge te gesels en sê, okay, julle het daardie wat ons uitsaai, kan ons dit daarop sit en ons weet ons het spasie om dit te doen. Op hierdie oomblik is dit nog net nie moontlik om soveel op te sit nie. Ons weet, ons het nou die dag iemand gekry wat sê, ek wil teruggaan na 2 of 3 maande terug so goed toe, maar ons kan dit ongelukkig nie op pot gooi hou nie. Daarvoor moet jy maar ons WhatsApp nommer dan net stuur. Soos hoe lank hou julle goed op pot gooi? So omtrent 2 maande se uitsendings. Ja, party van die ouer goed is baie interessant. Ek kry gereeld op WhatsApp, kry ek julle kennisgewings, dan staan daar wat julle gaan uitsaai, jy weet. Nou, dan kan ek nie luister nie, maar dit lyk altyd baie interessant daarso. Soos, ek gaan nou 'n bietjie meer kyk na julle pot gooi en dan nou kyk daar, so ek het 2 maande kans daarso, en partykeer is 2 maande nog te gou, want baie keer scroll mens af en jy kyk al die interessante dinge. Maar jy begin baie interessante onderwerpe daarso kry. Ek weet hierdie Nicolien van Malter, wat so praat oor evolutieleer en skepingsleer. Ek sien sy het 'n hele paar besprekings daar, en oor gesondheid het hulle daar, en oor profesie, en nogal baie wye onderwerpe wat hy daar het. Dit is nogal regtig iets besonders, soos ek wil vir kykers sê, kykers moet hiervan gebruik maak, kyk bietjie, soos jy tik dit in AWR 360. Nee, AWR Afrikaans. AWR Afrikaans, okay. Ja. AWR Afrikaans, luister nou mooi, AWR Afrikaans, .org. Okay, Homebase is ook, Homebase is homebasetv.org. Dan kan jy hom ook kry op die internet, soos julle is awrafrikaans.org. Ek gaan daardie in nou, soos al 2 Homebase en AWR is .org aan die einde daar, so. Dis nou baie interessant. Nee, ek dink julle doen 'n geweldige belangrike bediening. Ons nog so 3-4 minute oor, is daar nog iets wat Ek dink iets wat is vir die luisteraars wil sê is, die radio is nie net daar net om na boodskappe te luister nie. Die radio se doel is daar om ook met mense te kan kommunikeer. En een van die goed wat ons het is, ons het 'n gebedsspan wat gereed is om gebedsversoeke te ontvang. Daar is digitale evangeliste wat gereed is om Bybelvrae te ontvang. So as jy luister en jy 'n Bybelvraag, al luister jy hier op Homebase TV en jy hoor daar's iets wat gesê word en jy het 'n Bybelvraag daaroor, dan gaan na AWR Afrikaans toe en op die tuisbladsy, as jy hom gaan oopmaak en jy sien daar's 3 opsies. Stuur 'n gebedsversoek, vra 'n Bybelvraag of versoek Bybelstudies. En dan kan jy daar jou vraag instuur en die span is gereed om dit te ontvang en dan weer saam met jou deur te werk. Want selfs iemand sê nou die dag vir my, ek is 'n boffin in die heiligdom studies. Ek nee. Ek het nog baie om te leer en ek hou daarvan om te luister na wat ander predikante daaroor te sê het, ander teoloë daaroor te sê het, en so leer ek daaruit. Maar maak gebruik daarvan. En as jy nie op die webtuiste kan gaan nie, kan jy die WhatsApp nommer gebruik. 060-248-1172. Dis al daar die staan. 060 060, ja, 248 248 1172. 72. En daar kan jy jou versoeke instuur en dit kan deurkom en ons werk daarmee. Onthou ons is gekonnekteer ook aan Homebase TV, so as daar iets kan deurkom en ons weet dit kom van daar af, dan kan ons weer terugkom na julle toe en ek sê ons het iemand gekry wat deurgekom het, hulle het ons 'n vraag gevra, kan julle ons help om dit te verduidelik? En dit is wat die doel is ook van Adventiste Wêreldradio Afrikaans, is om te sê, kom ons verenig die bedieninge reg oor Suid-Afrika. Jou gesondheidsbediening, jou televisiebediening, jou sosiale bediening, kom ons sit alles bymekaar en ons werk hand aan hand. En so deur kan ons mekaar ondersteun met die werk wat ons doen. Maar die een ding wat vir my uitstaan, en dis wat ek sien, is hoeveel mense werklik waar gebed nodig het. En daarvoor kan jy gerus na daai nommer toe gaan, stuur jou gebedsversoek deur, vra dat iemand saam met jou bid, en as altyd iemand wat gereed is, hulle antwoord daarop, hulle kom terug na jou toe, en bid saam met jou. Want dis toch wat mense nodig het. Jy kan 'n gebedsversoek instuur, en dan kom hulle terug en bid persoonlik met jou. Hulle bid persoonlik vir jou, so hulle stuur of die gebed vir jou
uitgeskryf, Ja. maar nou onlangs het hulle begin, hulle neem dit ook op. Ja. So jy kan of in klank daarna luister, of jy kan hom lees. So daai span werk daaraan om seker te maak, hulle ontvang dit, en dan kom hulle terug na jou toe. En dit bly nie net by jy dit ontvang nie, jy kan weer met hulle gesels, of hulle sal terugkom en kom vra, hoe gaan dit? Gaan dit al beter? Is daar 'n verandering? Is daar iets waarmee ons kan help? So, die span wil baie graag daar wees om ander mense by te staan met wat ook al hulle deurgaan. Ja, jy weet hierdie gebedsversoek op is nog 'n belangrike ding. Op die oomblik lê my vrou in die hospitaal en sy het haar skouer gebreek en die eerste operasie was nie suksesvol nie. Toe moes sy gaan vir 'n tweede operasie dat alles gaan herstel en alles weer oordoen daar. En sy het 'n behoefte gevoel vir gebed en sy het gevra, julle paar mense, bid vir my, laat sy kan geruststelling kry, laat die mense is wat bid en laat hulle bid vir die chirurgiese hande, laat hulle mag 'n goeie operasie doen daar. Soos dit is nog 'n spesifieke behoefte wat heel wat mense het vir verskillende redes, laat hulle graag gebed wil hê. Dit is eintlik baie goed, as mense gebed wil hê, beteken hulle harte is nog ontvanklik vir die Here. Soos daardie is 'n baie belangrike bediening wat ons nie altyd ernstig genoeg ag nie. Ons sê vir jou baie dankie, mag die julle bediening seën, mag dit alles goed gaan, en ek vertrou heel wat mense sal nou ook meer male inskakel na awrafrikaans.org. Ja. Kyk hoe mooi onthou ek nou al. Baie dankie kykers, kyk asseblief na ons volgende opname van Dinamies. Totsiens.